Goeiemôre, vanoggend is die 1 April, Dinsdag, en ons is besig met die ware teken van disippelskap. Vanoggend se skrif sê, Matteus 22, vers 37 tot 39, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus sê hierbo vir ons wat die grootste gebod van almal is. Nou 'n gebod is 'n goddelike opdrag, iets wat God van ons verwag om te gehoorsaam, en in hierdie geval die belangrikste van almal. Dat jy God moet regtig lief hê met jou hele hart, met jou siel en met jou verstand. Hy wil die middelpunt van ons bestaan wees, en ons moet ook slegs oë vir hom hê, en hom met alles in ons dien, en hom eer vir wie hy is, ons Vader. Dan ook sê hierdie skrif, dat ons hulle wat naby ons is, ander kinders van God, ook regtig moet lief hê. Ons moet vir hulle omgee, en hulle met respek behandel. Van alle reëls en wette is hierdie die eerste wat nagekom moet word. So, hoe het ek ander lief, veral as hulle my teleurstel, seermaak of verkeerd behandel? Jesus leer ons dat hierdie liefde waarvan hy praat, ware liefde, nie 'n gevoel is nie, maar dat dit 'n keuse is, iets wat ek kies om te doen, omdat ek eerder aan hom gehoorsaam wil wees, meer as wat ek jou wil te nakom. Ek het hom meer lief as wat ek jou nie lief het nie. Ek hou op om vir myself te lieg en erken dat ek ook al ander seer gemaak het of ander teleurgestel het en ander verkeerd behandel het, selfs vir die een wat my die liefste het, God. Dis dan wanneer ek sy genade sien, en as ek sy genade waarlik sien, dan kan ek nie anders om genade te gee nie. Dis nou ware bekering. Ek hou op om die Gees wat in my werk teen te staan, en ek laat die vrug van die Gees toe in my lewe, wat liefde is, Galasiërs 5 vers 22. Lukas 6 vers 27 sê ook, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die wat julle haat. Hoe moeilik is dit nie? Wat kies jy om te doen? Ek wil hiermee afsluit vanoggend. Dit is nie maklik om lief te hê nie, maar Jesus sal dit nie van ons verwag het, as dit nie moontlik was nie. Hoe leef ek dit dan uit? Wees realisties, mense gaan jou teleurstel, want niemand is perfek nie. Bid vir die mense wat jou teleurstel, dit maak jou hart sagter. Kies om liefde te wys, dit beteken nie jy is swak nie. Alle mense maak foute, net soos ons. Vra God om jou te help, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Fokus op hoe God jou lief het, selfs al het jy hom geval. Onthou ook hierdie woord, en maak dit joune, Filippense 4 vers 13, wat die volgende sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Vader, hoe blind is hulle wat nie sien nie, en hoe doof is hulle wat nie wil hoor nie. Laat enige trots van my verdwyn, en genade my deel wees. Ontwortel selfsug in my, en leer my om lief te hê, soos wat U my lief gehad het. Ek wil U disipel wees, 'n getroue volgeling. Daarom bid ek vir hulle wat my teleurgestel het, vir hulle wat my teen my in opstand kom. U is my Here. Amen.